Goeiemôre en welkom by ons Sondag stil word afspraakie vanmôre. Daar kom tye in elke mens se lewe wanneer jy nie meer weet hoe môre gaan lyk nie. Jy bid, maar dit voel asof die Here stil is, asof die hemel stil is. Jou omstandigheid word so onseker dat jy in totale ongeloof soms gedompel word. Jy vertrou, maar die omstandighede verander nie en partykeer voel dit vir jou asof dit net erger word. Terwyl ek vanmôre 'n koffietjie drink saam met jou, wil ek jou motiveer met 'n kosbare boodskap. En as jy probeer sterk wees, maar diep hier binne in jou wonder jy, Here, is hy nog daar? Hoe lank nog moet ek deur hierdie teëspoed stry? Hierdie siekte, hierdie gebrokenheid. Vandag wil ek vir jou sê, hou net vas. Hou net aan en aan en aan om die Here te vertrou. Ek wil jou bemoedig met Jesaja 41 vers 10 wat sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou, sê die Here. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ek wil jou vanmôre kom bemoedig met hierdie kosbare woorde. Let mooi op, God beloof nie dat daar nie 'n storm gaan wees nie. Hy beloof nie dat dit plain sailing gaan wees nie. Nee. Hy beloof iets baie, baie groters, wat jy van moet kennis neem vanoggend. Hy beloof, hy sal by jou wees, in die storm, deur die vuur, deur jou krisis, sal hy saam met jou wees. Hy sal by jou wees, jou regterhand vashou. Petrus het op die water geloop, solank sy oë op Jesus was. Maar toe hy na die wind en die golwe kyk, en na die storm wat om hom woed, het ongeloof in sy hart ontspring, en hy het begin sink. Miskien is dit presies wat vandag met jou gebeur. Jy kyk na finansies, jy kyk na jou siekte, jy kyk na jou krisis, wat so groot geword het, en het word nie beter nie. Die probleem het net dieper en groter geword. Jy kyk na mense wat vir jou sê allerlei dinge en jou teleurgesteld laat, want daar buite is nie hoop nie. Jy kyk na die deure om jou wat steeds toe is en toe bly. Dit maak jou mismoedig. Die Here wil vandag vir jou sê, kyk na my. Nie na die storms kyk nie, nie na die wind kyk nie, kyk na my. Want die grootte van jou probleem bepaal nie die grootte van my krag en my voorsiening en my uitkoms nie. Hy wil dit vandag vir jou kom sê woordeliks. Ek, die Here, is baie groter as jou probleem. Hy wil vandag vir jou verseker, hy's groter as jou krisis. Nou daar is 'n baie besondere waarheid in hierdie woorde wat ek vandag vir jou wil gee. Woorde wat sê, hou net vas. Hou net aan om vas te hou. Wanneer jy nie meer weet wat om te bid nie, en glo my, ek was daar. Ek het ook al so gevoel. Hou net vas. Wanneer jy nie verstaan waarom God sekere dinge toelaat nie. Hoeveel keer was ek ook al daar? Hou net vas. Wanneer jy lank wag vir 'n antwoord, hou vas.
Wanneer jou geloof klein geword het, en glo my, daar is tye en seisoene, wat 'n mens se geloof skaars groter as 'n mosterdsaad is. Jy hoef nie altyd sterk te voel om God te vertrou nie. Soms is 'n mosterdsaadjie geloof eenvoudig genoeg om vandag op te staan en te sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek los U nie. Ek weet nie hoe om verder te gaan nie. Ek weet nie hoe U dit gaan doen nie, maar ek vertrou U kinderlik. Ek vertrou U onverantwoordelik. Psalm 37 vers 5 sê hierdie kosbare woorde. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom en Hy sal dit uitvoer. Wat? Daardie begeerte van jou hart, daardie begeerte na uitkoms vir jou krisis. Kyk na daardie laaste woorde wat ek nou net gelees het. Hy sal dit doen, hy sal dit uitvoer. Nie jy alleen nie, nie jy in jou eie krag en met jou eie plannetjies en met jou eie strategie nie. Nee, nie deur jou eie krag nie. Hy sal dit uitvoer, dis wat die woord sê. Hoor vandag, wat sê Sagaria 4 vers 6 vir jou en my. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel. Miskien moet jy jou naam daarin skryf, by Serubabel. Naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Miskien is jy tans in 'n wagproses, 'n wagtyd. Onthou, 'n wagtyd is nie noodwendig 'n tyd waarin die Here niks doen nie. Terwyl jy wag, werk God dikwels aan baie dinge in die agtergrond, wat jy glad nie kan sien nie. Die saad wat geplant is, of wat onder die grond lê, soos asof dit dood is, lyk vir 'n lang tyd, asof daar niks gaan gebeur nie. Maar onder die oppervlak, gebeur daar iets. Onder die oppervlak, lê die geheimenis, vir hulle wat wag. Moenie jou geloof verloor, omdat jy nog niks kan sien nie. God werk ook wanneer jy hom nie kan sien werk nie. Agter die skerms is hy besig. Dawid het lank gewag voordat hy kon koning word. Nadat hy al gesalf is deur die profeet, moes hy lank wag voordat hy uiteindelik in die belofte van God kon instap. Josef het lank deur sy beproewing gegaan, man, hy was in die tronk, hy was vervolg. Hy moes lank wag voordat hy die doel daarvan kon bereik, wat hy nie verstaan het nie, die proses wat hy nie verstaan het nie. Abraham moes wag vir die vervulling van God se belofte. Hoor vandag, wat sê die Here oor iemand wat sal wag in vertroue op hom. Iemand wat sal vashou en hom bly vertrou. Jesaja 40 vers 31 sê hierdie kosbare woorde. Maar vir die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek wil dit vir jou lees vanoggend uit die 53 vertaling uit. Kom ek lees dit vinnig vanmôre, want ek wil jou inspireer met hierdie woorde. Dit sê, die jonges word moeg, en die jong manne struikel self. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal werk en nie mat word nie. Miskien is jou verhaal ook nog nie klaar nie.
Miskien is jy ook in 'n wagtydperk. Miskien is jou hoofstuk nou een van wag. En jy verstaan nie hoekom jy moet wag nie. Daarom wil ek vir jou vandag uit my hart uit sê, moenie vandag opgee nie. Moenie môre opgee nie. Moenie jou hoop begrawe omdat jy deur 'n moeilike tyd gaan nie. Moenie 'n permanente besluit neem oor 'n tydelike storm nie. Hou net vas. Vertrou die Here. En wanneer jou hande bewe, hou vas. Wanneer jou hart seer, teleurgesteld en ontnigter is, hou net vas. Wanneer jou oë vol trane is en die seer so oorweldigend word dat jy nie weet hoe jy oor dit gaan kom nie, hou net vas. Wanneer jy nie die pad ken of verstaan nie, hou vas vandag. Hier is wat jy vandag kan onthou, wat ek vir jou opreg uit my hart wil deel, omdat ek verstaan, omdat ek daardeur is. Kyk bietjie terug op die pad wat jy geloop het. Kyk oor jou skouer, die kronkelpad wat jy geloop het. Van die Here wat jou tot hier gedra het, sal jou ook verder dra van hier af. Hy het jou so ver gebring. En dalk is dit al wat jy vandag moet hoor. Hou net vas aan Jesus. Hou net aan bid. Hou net aan vertrou. Hou net aan glo. Die Here het jou nie vergeet nie. Nie in die verlede nie, nie nou nie, en ook nie in die toekoms nie. Die Here het jou nie verlaat nie. Hy sal jou nooit verlaat nie, sê die woord. Vertrou op hom. Die storms gaan nie altyd duur nie. Hulle het 'n manier om verby te gaan. En dan kyk jy terug op die pad. Dan besef jy. Die winter gaan plek maak vir die môre van 'n lente en 'n nuwe somersdag. As die son weer helder skyn en jou dag weer anders en nuut lyk. En wanneer jy eendag terugkyk, mag jy dalk net sê, net miskien mag jy hierdie woorde kan sê. Ek het nie verstaan wat God besig was om te doen nie. Hoeveel keer het ek dit al gesê in my eie lewe. Ek het nie verstaan wat God besig was om te doen nie. Maar ek is so dankbaar dat ek net bly vashou het, bly vertrou het, dat ek hom net heelhartig omhels het in my krisisomstandigheid, om vertrou het. So wat sê ek vandag vir jou? Hou vas. Hou vas aan sy woord, aan sy belofte. Hou vas aan sy getrouheid. Hou vas aan jou geloof. Hou net aan om die Here te vertrou. Ek is al deur moeilike tye en ervarings in my eie lewe. En ek kan vandag vir jou uit my hart uit met opregtheid sê, die Here, hy sal jou nooit los nie. Die Here is getrou en hy is goed. Hou vas aan hom. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak
Hy sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Daar kom soms tye wat ons swaar kry, wanneer ons bid vir bietjie hoop, wanneer dit als vir ons te veel is, wanneer ons kalvoet grondpad loop. Soms staan ons hulpeloos verleë, soms staan ons nederig op ons knie, wanneer die lewe dalk gebeur, lig net jou oë op na bo. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit jou hart sal los nie. Hy sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Hou net vas, hou aan glo, want Jesus los jou nooit alleen. Soms staan ons hulpeloos verleë, soms staan ons nederig op ons knie, wanneer dit als vir jou te veel is, lig met jou oë op na bo. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit jou hand sal los nie. Hy sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit begewe, nooit verlaat.